Ons sê baie welkom vanmôre aan elkeen wat hierdie diens saam met ons deel vanmôre. Nou, ons het vanmôre so 'n lekker informele kuier en daar waar jy sit by die huis en ons volg op sosiale media of WhatsApp. Ontspan net lekker, geniet die diens saam met ons en maak jou hart oop vir dit wat die Here met jou wil deel vanmôre. Amen. Ons is dankbaar vir 'n lieflike oggend vanmôre. Ons kry bietjie koud, maar daarom nie so erg baie koud nie. Mag ek vir Abby vra om vir ons net te open met gebed asseblief? Seker. Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat ons vanmôre as familie by mekaar kan wees, Here. Here, dankie dat U ons wakker gemaak het. Here, en ons weet dat die doel vanmôre is dat ons die naam kom groot maak en dat ons U kom eer vir wie en wat U is, Here. Here, kom seën nou hierdie diens, Here, kom vat U oor, Here. Here, laat slegs U wil en U wil alleen sal geskied, Here. Here, kom bereik die doel vanmôre met elke een van ons wat hier by mekaar is, ook die op sosiale media. Here, en aan U kom toe vanmôre, die lof en die eer en die aanbidding daarvoor. Ons wil nou die Heilige Gees innooi vanmôre en vra, come and take control. Here, want ons het U so nodig elke dag van ons lewe, Here. Ons besef vanmôre dat ons nie 'n dag sonder U kan wees nie. Here, en daarom wil ons vanmôre vra, Here, Here, dat U net opnuut, Here, 'n nuwe olie in ons lampe sal gooi. Here, dat ons weer helder sal skyn vir die week wat voorlê. En ons sê dankie daarvoor in die mooi naam van Jesus. Amen. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Dankie Heilige Gees dat U welkom is hier vanmôre. Dankie Here dat ons U kan vra om in ons harte in te kom vanmôre. Dankie Here dat U in U eie unieke, wonderlike manier kom vanmôre. Dankie Here dat U ons harte kom gevange neem vanmôre. Dat U ons gedagtes onder U vlerke kom inneem. En dankie Here dat U Uself kom openbaar aan ons. Dankie Here dat ons weet vanmôre dat ons vrygekoop is van die bloed van Jesus. En dankie Here dat ons vanmôre kan sê dankie vir die bloed van Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh,
for the blood of Jesus. It washes white as snow. It washes white as snow. Dankie Here vir die bloed. En dankie Here dat ons U kan loof en prys vanmôre. En vir U grootheid en vir die wonderlikheid. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. 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 Baie welkom aan elkeen wat nou ook by ons ingeskakel het. Almal wat na hierdie boodskap luister. En die gebed van my hart is vanmôre dat die Here hierdie woord aan elkeen sal kom vasmaak. Amen. Dit is 'n woord wat vir ons gegee is, wat die Here met ons oor praat, nou al baie lank. En met alles wat nou op die wêreld verhoog aan die gang is, het ek gevoel hierdie week het die Here met my gepraat oor wees wakker. En bloot net want die Here sê vir ons die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek na iemand om te verslind. En as jy ook gaan lees in die woord van die Here en dan sê die Here in die laaste dae sal daar soveel valse Christusse wees, valse leringe wees. Mense wat na vore gaan kom en sê, maar ek het die antwoord. Die Here sê ons moet wakker wees, ons moet ons nie self wat verlei daardeur nie. Maar 'n wonderlike ding is, en ons deel dit elke dag, want ons die nagmaal ook vier, deel ons dit dat Jesus het vir ons 'n klomp leidrade agtergelaat oor wat aan die kom is. En as ons kyk wat nou daar tussen Iran en Israel aan die gang is, en die invloed wat dit wêreldwyd het op nasies wat wil opstaan teen ander wat ander wil deel, dan is dit niks snaaks nie. En die Here Jesus het gesê, hy sê daar sal tekens wees, Matteus 24, kom ons lees dit. Goed. En dit is ons lees Matteus 24 vanaf vers 6. En wat gebeur het is toe Jesus in die tempel was, het hulle geloop en gekyk hoe pragtig is alles in die tempel, al die goud en al die wonderlike dinge daar so, almal is so verbaas oor die lieflike, wonderlike atmosfeer wat daar in die tempel is, en Jesus het gesê, hy sê, vers 2, en Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar, ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms, en van die volëinding van die wêreld. Nou as ons nou mooi gaan onthou, in Handelinge 1, toe Jesus opgevaar het na die hemel, het die disippels en die mense het so gestaan en kyk, toe Jesus weggevoer is in die wolke, en skielik het daar 2 engele by hulle gestaan, en gesê, Galileese manne, hoekom staan julle so na die hemel en kyk?
hierdie Jesus wat van julle af opgevaar het, sal net so terugkom soos wat julle hom sien weggaan. En ons verwagting is, en met al die dinge wat besig is om in plek te val, al die profeseë wat besig is om vervul te word, verwag ons enige oomblik dat Jesus gaan kom. Vers 4 sê, hierso Matteus 24, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Vra mense baie keer as mens praat oor die eindtyd en wat die Bybel profeteer daar rondom, en sê mense, maar moenie my bang praat nie, ek wil nie bang wees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet bang wees. Jy kan eerder bang wees en hemel toe gaan, as wat jy die hele tyd sonder vrees loop en die hemel mis. Hierdie ding is vir ons 'n eye-opener, en al hierdie dinge wat besig is om te gebeur, is dat al hierdie profeseë van die Bybel is besig om stelselmatig, stukkie vir stukkie in plek te val. Ek wil nie veel daaroor sê nie, as julle wil kan julle gaan kyk, daar is baie predikers wat in detail ingaan oor wat die profeseë is, wat besig is om in vervulling te kom. Maar wat Jesus gesê het, en wat vir ons belangrik is, Johannes 14, vers 2 en 3. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Amen. En dis dit wat ons in glo, ons geloof, ons godsdiens, ons basiese lewenstyl as kinders van die Here, die grondslag daarvan is dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Maak nie saak of jy van enige ander geloof is, en of jy God op 'n ander manier wil aanbid nie, as jy nie Jesus in jou lewe het nie, gaan jy dit mis. Jy gaan dit mis. Ons het gelees uit Handelinge maar ek lees dit vir ons, Handelinge 1, van vers 7 af. Jesus het gesê, hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Vers 9 sê, nadat hy dit gesê is, hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ons verwag
dat Jesus gaan kom. En die Bybel sê vir ons, Jesus het gesê, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. 'n baie interessante ding, en ek het vanmôre het ons daaroor gepraat, ek en hom AB, ek het 'n hele dokument gekry, wat die ooreenkoms is tussen die Galileese huweliksritueel en dit wat Jesus vir ons gedoen het. En daarin het Jesus vir ons 'n hele paar, ek wil amper sê, clues gelos. En daai clues, of leidrade, daar's 'n mooi woord, dankie my, gesê vir ons, het Jesus vir ons presies vertel hoe dit gaan gebeur en wat moet gebeur. Nou ek wil net so 'n paar stukkies net hier so uitlig vir julle, en dit is dis net awesome. Hulle sê hier, the Galilean wedding pattern, the groom begins the marriage tradition by leaving his father's house and going to the home of his prospective bride. Jesus het aarde toe gekom. Hy het sy vader se woning in die hemel verlaat en hy het aarde toe gekom. The father of the groom officiated the betrothal and set the terms and paid the price for the bride. Jesus het die volle prys betaal vir sy bruid. God het die terme gestel. God het gesê, sonder bloedvergieting kan daar geen vergifnis plaasvind nie. Jesus het gekom en hy het dit gedoen. Hy sê, gifts were exchanged with the most extravagant given to the bride. So die bruid het geskenke gekry. Maar okay, terms of the marriage covenant were read publicly and agreed upon by the bride. The terms of the covenant between Jesus and the church is recorded in Scripture. Ons sit met dit, die ooreenkoms. En dan is hier, the groom's dowry is a down payment securing the betrothal and caring for the bride. And Jesus gave his life as a down payment and a security for his bride and assurance of her future protection and care. Hy het vir ons die versekering gegee. The groom is handed a pitcher of wine, which he pours into a ceremonial cup, or the cup of joy. And the Lord's Supper or communion also partakes of the cup of joy, the fruit of the vine, representing the groom's life given for the bride. And I say then the groom presents the cup to the bride. Hy het dit al genoem. Hier staan dit geskryf. Hy sê the groom presents the cup to the bride, and she now has a choice to accept or reject it. Once the wine is drank by the bride, the covenant becomes irrevocable. Amen. Ja. Dis die Galileese huwelikseremonie. Luister mooi, wat het Jesus kom doen? Toe hy aan tafel sit, het hy die beker gegee vir sy disippels. Né? The groom says publicly, luister, you are now consecrated to me by the law of Moses, and I will not drink this cup again with you until we drink it together in my Father's house. Klink dit soos iets wat Jesus gesê het? Amen. Jesus het gesê, hy sê, voorwaar, ek sal nie weer van die vrug van die wynstok drink, totdat ek het drink in die heerlikheid van my Vader se huis nie. Hier staan dit geskryf, dit is hoe die Galileese huweliksritueel plaasgevind het. So Jesus het vir ons duidelike
leidrade gegee oor presies wat gaan gebeur. Hy sê dan, a year-long journey begins. His people return to their lives in the work of preparing for the wedding now begins. So toe Jesus hemel toe gegaan het daai wagtydperk begin. En ons is nog steeds in daardie wagtydperk. En ons weet, Jesus het vir ons gesê in Matteus 24, hy sê as julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë en aardbewings, ek nou eendag gesien daar was, lyk my 'n aardbewing van 5 op die Richterskaal in Iran gewees, waar hulle kernwapens, en dis die ouens wat nou besig is om oorlog te maak teen Israel. Mense, as julle nie nuus kyk nie, as julle nie sien wat in die wêreld aangaan nie, word wakker. Ons is besig om in die laaste sekondes van hierdie leeftyd in te stap. En mense sit aan die slaap, want hulle weet nie dat hulle moet wag vir die bruidegom nie, dat hulle gereed moet wees nie. They say the groom acquires everything needed to build a new home for him and his bride. Ons weet, Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. Johannes 14, het ons nou gelees. Hy sê, en wanneer hy gegaan het, sal hy terugkom en ons sal weet waar hy is. The Galileans would have instantly understood that the groom had to go away to build a home. In the meantime, the bride goes about preparing herself for the groom. En as ek kyk hoe die bruid van Jesus haarself moet voorberei vir al hierdie laaste dae, hoe sonde en wetteloosheid en dinge in die kerk ingestap het en ons so begin normaliseer het, dat ons die dinge heeltemal miskyk, dan kry ek hoendervleis teen my ruggraat af as ek besef. Matteus 25 het Jesus die gelykenis vertel van die 10 maagde, die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. En daar kom het weer terug na hierdie een toe, ons sal nou by daai punt uitkom. En daai 5 wyse maagde en 5 dwaase maagde was gekleed gewees, hulle was maagde gewees, hulle was uitgenooi gewees, en hulle het lampe gehad met olie. Maar net 5 het genoeg olie gehad. Hoeveel olie het ons? Hoeveel olie het ons? Hoeveel, oom Eibie het nou nog gebid? Presies dit wat laas Sondag gebeur het, wat ek goeders begin bid, wat oom Eibie oor preek, nou doen hy dit vanmôre. Presies dit. Presies dit is waar, hoe het ons genoeg olie? Is ons gereed? Hoor jy so wat sê, the general sequence of events, the general timing and observation of the preparations would tell the bride the time was getting near. So daar sekere dinge wat daar sequences in events en dinge wat moes gebeur het wat die bruid gesê het, luister die tyd kom naby. En presies dit wat ons sien, wat die Bybel vir ons sê, weet ons dat die tyd het naby gekom. Daar is profeseë vir ons gegee en dit kom tot vervulling. Elke dag is daar nuwe profeseë wat tot vervulling kom en ons besef, ons is besig om in die laaste pylvak van hierdie lewe in te gaan. Only the Father knew the exact day and hour, and only the Father could say, go get your bride. Dit is die Galileese. The Galilean wedding, it was expected that the groom would come in the middle of the night at an unknown time in the bride traditionally slept in her wedding dress. Sy het in haar wedding dress geslaap en sy het nie geweet wanneer die bruidegom dalk gaan kom in die nag. Hoe sit ons in slaap in hierdie lewe? Dat ons nie eers na ons eie klere kyk, dat ons nie kyk dat ons skoon is vir die Here nie, dat ons nie kan sien
wat rondom ons besig is om te gebeur, wat die uiteinde gaan wees van alles nie. Hy sê, when the father of the groom says, go, son, gets a trumpet and sets off for the bride with a wedding party in a wedding procession. 2 men would carry the bride away, lifting her up in the air on a seat with a pole on either side for men to carry her. Galileans referred to this as flying the bride to the father's house. Sure. 1 Tessalonisense 4. Kom ons gaan lees gou. 1 Tessalonisense 4, vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Klink dit vir julle soos daai wedding? Amen. Ja, dit klink. Hy sê, from the moment the bride is carried away, she is forever with the groom. Upon arrival, wedding party would find the wedding guests had assembled. Shortly after the arrival, the veiled bride and the groom would be escorted into the bridal chamber alone, where the marriage should be consummated. The wedding feast would continue for 7 days. And during the 7 days, the bride remains hidden in the bridal chamber. Die Bybel praat van 'n 7 jaar van verdrukking. Hy sê, during the 7 years, the bride remains hidden in heaven. Onthou, by hierdie ding, en dit is 'n baie logiese ding, praat hy van die bruid, die bruidegom, die vader, en die bruilofsgaste. En presies dit, die bruilofsgaste, wie is dit? Dit is die uitverkore volk van God, die Israeliete. Dis die ouens wat daar gaan wees, en dit gaan witness, wanneer die bruid en die bruidegom geopenbaar word. During this time, the Galilean father closes the door to the house and keeps out all those who had rejected the invitation or was not prepared. All those who had rejected the groom's promise while the bride was on earth are kept out of the wedding feast in heaven. The Father shuts the door and no one else can join the bride. Kyk, as jy vanmôre daar sit, jy sê vir my, jy is besig om my bang te praat, as ek bly. Want as jy nie gereed is nie, gaan die deur voor jou toegemaak word. As jy nie die uitnodiging, want Jesus sê vir ons, in Openbaring 3, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd. Jesus staan by die deur en hy klop, en so waar, as die Here leef, vanmôre hier waar ons sit, staan die Here en klop by mense se harte. Jy kan vir my sê, jy is dalk 'n kindjie van Jesus en jy loop al lank die pad en jy is nie 'n slegte mens nie en jy doen dit goed en jy doen dat goed. Wonderlik. Maar die Here sê,
as jy nie sy uitnodiging aanvaar nie, as jy nie die deur vir hom gaan oopmaak nie, gaan jy nie kan ingaan met daai bruilof nie. At the conclusion of the 7 days, the groom would bring the bride out, her veil removed so that all would see who the bride was. They say when Jesus returns to the earth, he brings the church, and all who remain on earth will know who the bride is. Wanneer ons geopenbaar gaan word. Openbaring 19. Kom ek lees dit gou vir ons. Openbaring 19 vers 7. En dit is hier in waar die openbaring van Jesus Christus gegee word. Want hy sê die boek Openbaring is die openbaring van Jesus Christus. Wat gaan gebeur? In Openbaring 19 vers 7 laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Vers 9. Toe sê hy vir my, en dis Johannes wat hy sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En as jy nie 'n genooide is uit die stamme van Israel, beter jy deel van die bruid wees. Jesus het gekom en hy het die prys betaal. Hy het die bruidsprys betaal. En ek wil vanmiddag vir jou vra, is jy gereed, as daardie bassein van die weer klink? Romeine sê vir ons dat ons gaan in 'n oogwink verander word. Die knip van 'n oog gaan ons verander word. En ons gaan voor hom te staan kom. Soos lees die Bybel sê hy vir ons, daar sal 2 op die land werk. Een sal aangeneem word en een sal verlaat word. 2 sal saam in die bed lê en slaap, een sal aangeneem word en een sal verlaat. Is jy gereed? Het jy jou bruilofskleed aan? Het jou lamp olie in? Is jy reg vanmôre om Jesus te ontmoet? Is jy gereed? As daai bassein vanaand moet weer klink. Dit is 'n baie interessante ding in ek weet nie of dit regtig daarby betrekking het nie. Hulle sê hierdie nuclear explosions, kernontploffings. As jy binne in so 'n ding is, weet jy nie eers jy gaan dood nie. As jy met jou liggaam word gedisintegreer, vinnig gerus wat jou brein kan agterkom dat daar iets fout is. En as die koms van die Here so in 'n oogwink moet wees, gaan jy nog stap, jy gaan nog besig wees om iets te doen. In die volgende oomblik gaan jy weggeneem word. Jy gaan voor Jesus gaan staan. Lukas, ek het die teksvers neergeskryf. Ja, dit is Lukas 23.
gaan hom nou kry. Lukas 21, vers 36. En kom ons lees van vers 34. Nou, hierdie vir ons nou 'n waarskuwing is. Die Here sê vir ons, vers 33, hy sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. Ons bid dat ons waardig geag sal word. My vriend, my vriendin, as jy vanmôre sê maar, ek is nie 'n slegte mens nie, ek doen wat goed is, ek het nog niemand kwaad aangedoen nie. Waarop roem jy? Ons het verlede Sondag het ons gehoor van die genade van die Here. Die Here sê, uit genade is julle gered. Amen. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek kan nie voor die Here gaan staan en vir die Here sê, Here, maar ek het dit en ek het dit en ek het dat gedoen nie. Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf, in U naam het ek siekes gesond gemaak, in U naam het ek gepreek en ek het kerk gehou. En die Here sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Wat soek die Here van ons? Die Here soek van ons 'n persoonlike verhouding. Dink vir jouself, as die Here van jou wil hê jy moet deel uitmaak van sy bruid, gaan jy nie sommer net 'n hierdie op straat wees. Hy gaan iemand wil hê met wie hy kan gaan sit en praat, met wie hy verhouding wil hê. Ek wil definitief nie in die huwelik tree sommer net met die eerste ene wat my pad langs kom. En net so wil die Here ook nie met enige iemand van ons in 'n intieme verhouding wees as hy ons nie ken. Die Here begeer dit om jou te ken. En vanmôre wil ek sê, word wakker, wees wakker. Want die tyd het naby gekom. Ons het nie meer tyd vir speletjies speel nie. Ons het nie meer tyd om nuttelose dinge na te jaag nie. Daar is nie meer tyd nie. En hierdie is 'n baie, baie ernstige oproeping. En die Here het dit so op my hart gedruk. Ek het die hele nag gisteraan daaraan gedink en omtrent nie geslaap nie. En ek het net geweet, ek moet hierdie is 'n dringende boodskap wat ek vanmôre vir die mense moet bring. En as jy dit hoor vanmôre, deel dit met ander ook. Jesus kom. Wees gereed. Hou jou klere skoon. Soos die Galileese bruilof se bruid, sy slaap in haar bruilofskleed, dat sy nie miskien onverwags gevang word, dat sy nie gereed is nie. Hoe gereed of hoe paraat moet 'n mens wees dat jy in jou klere slaap, sodat jy in die middel van die nag onmiddellik kan opstaan en reg wees wanneer hy bassein blaas. Maar ons kinders van die Here sit en ons slaap. Ons sien wat gaan in die wêreld aan rondom ons. Ons sien van die dinge, ons lees dit in die Bybel, maar ons kyk dit mis. En ek wil vanmôre vir jou vra, my vriend, my vriende, maak seker, jou saak is reg met die Here. Jy kan komment op hierdie video, sê hierdie WhatsApp kry, kontak ons asseblief gerus, my nommer is 071 302 4956 en oom Eybie. Ons gebruik dan die Ina se nommer, is 083 63 99 658. Voel vry om ons te kontak. Ons wil graag met jou deel, ons wil graag saam met jou kuier. As jy saam met ons 'n koppie koffie wil drink,
Wees welkom. Dis welkom. En as jy meer wil weet oor hoe om jou lewe reg te kry, gesels met ons. Die Here het nie verniet 'n pad met elkeen van ons gestap nie. En mag die Here jou seën vanmôre. Mag die Here jou wakker maak, sodat jy gereed sal wees om saam te gaan wanneer Jesus kom. Amen. Amen. Johan, kom ons doen nou 'n liedjie as jy klaar is, dan sal ons daai liedjie ek wil gereed wees. Yes. Ja, oké, vir ons bid dan kan kom ons sal dan wees, oké, sal ons afsluit. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir die eendag kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Kom vorder my, net soos U wil. Kom heilig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorder my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. As Jesus kom. Amen. Yes, dankie Here vir hierdie lieflike oggend. En dankie Here dat ons met verwagting kan uitsien na die koms van die Seun van die mens. Dankie Here dat U ons harte kom aanraak vanmôre. Dankie Here dat U ons kom lei deur die Heilige Gees. Here, sodat ons lampe vol olie sal wees, dat ons ten alle tye gereed sal wees, gered en gereed om die koning te ontmoet. Dankie Here dat ons vir altyd so by U sal wees en dat ons nie enige vrees binne ons het vir dit wat besig is in die wêreld nou op hierdie oomblik nie. Maar dankie Here dat ons met verwagting kan uitsien dat U ons kom haal in Jesus se naam alleen. Amen. Amen.